Christus and ons sing vir die Here. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en skeef, met my honger en brood, so sal ek kom. As ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig voor U kom buig. Genade en vrede vir julle, broers en susters, die Here is met U. Kom ons staan weer en ons sing vir die Here en sê, Here, the power of your love brings me to your feet.
psalmdigter glo. So kom ons bely vir God wie hy is, dat ons soek na hom, ook in ons swakheid en in ons sonde, kyk ons na hom toe op, ook in ons lyding, wanneer ons swaar kry en ons in 'n tyd van rou is, kyk ons op na hom en sê, Here, ons dors na U. Ons erken dat U ons enigste God is en dat ons van U afhanklik is. God, U is my God. Na U soek ek. My siel dors na U, my liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. So het ek uitgesien na U in die heiligdom om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Want Here, U troue liefde is vir my beter as die lewe. My lippe sal U roem, my lippe sal U bely, Here. So sal ek U prys in my lewe. In U naam sal ek, Here, U naam sal ek op my hande hef en my hande ophef na U. Asof van binne vet en die vetste dele word ek versadig en met jubelende lippe bring my mond lof oor U, Here. As ek aan U dink op my slaapplek, as ek in die nag waker oor U prevel, want U was vir my tot hulp, en in die skadu van U vlerke jubel ek. My diepste wese is aan U verknog, U regterhand, Here, ondersteun my. En daardie mense wat daarop uit is om my lewe te verwoes, hulle sal die onderste dele van die aarde binnegaan. Hulle sal in die mag van die swaard uitgelewer word. Die prooi van jakkalse sal hulle word. Here, ek U kind sal my verheug in U. Ek sal my verbly oor U. Elkeen wat by U sweer, sal in U roem. Dankie, Here, ek dors na U met my hele siel. Kom, ons bely ons geloof voor die Here, deur saam te sing en onsself aan die Here oor te gee met hierdie pragtige lied, I surrender all. To Him I freely
I surrender all to Thee, my blessed Saviour. Here, daar is niks van onsself wat onsself kan red nie. Ons kan onsself nie help nie. Net U kan Here. Net U kan ons red van ons sinnelose bestaan, Here, hier op aarde. Van ons sondige bestaan en ons sondige natuur. Net U kan ons red en vir ons die ewige lewe aanbied. En U het gekom, Here. U het ons gekies. You've chosen each one of us this morning. We are here because You said, come to me. And we answered to Your call. That's why we are standing here this morning. And we want to give our lives to You again this morning. We want to surrender ourselves to You, Lord Jesus. You, our blessed Saviour. Net in U bestaan die vermoë om ons van ons sonde te red. Net U alleen kan die volmaakte offer wees. Dankie dat U die offer vir ons geword het, die lam wat geslag is, wat vir ons in ons plek kon staan. En dat ons vanoggend ook kan kyk na U, Here Jesus. Kan leef in daai seker wete. Ons het die reg om kinders van U genoem te word, alleen op grond van U genade en U offer aan die kruis. Dankie dat ons geregverdig gemaak is deur U alleen, Here Jesus, en dat U dit vir ons bied deur U genade. Dankie vir U liefde wat hoog en diep en wyd is, wat ons omsingel. Spreek asseblief vanoggend tot elkeen van ons, Here. Praat met ons in ons harte, Here, dat ons sal hoor. Dat ons sal hoor wat U wil is vir St. Stephen's. Praat met ons as leiers van die gemeente, as kerkraad. Here, praat met ons as gemeentelede, wat geroep is in bediening, wat gestuurdes is volgens U wil. Ons vra dit in U naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons plekke in. Ek kan die Bybel se naam oopmaak by Markus. Markus 2. Markus 2, ons gaan daar lees vanaf die 18de tot die 22ste vers. Ons is besig met die reeks en die almal het so 'n uitdeelstuk gekry en in die uitdeelstuk is daar indeling vir elke dag om te lees uit die boek van Markus. Spesifiek in die tema van ons reeks vir die 7 weke, We have the mind of Christ. En ek het alles in Engels begin, so vandag is dit 'n Afrikaanse erediens. And may the Spirit of God translate for those who do not understand the Afrikaans. Maar ek weet, julle bol my almal, want julle ken Afrikaans baie goed. It's a lekker fancy ding om Engels te praat, Engels. Die Engelse, the English, the tail we speak it deliciously, veral ek. So hierso, hierdie blaadjie, in hierdie blaadjie, word daar elke dag vir jou 'n dagstukkie gegee en die idee is dat ons in die aande hier by Sibie kan of wanneer ook al dan vir jou sal pas by mekaar sal kom, omdat ons as gelowiges in 'n unity saam staan voor die Here vir ons gemeente,
maar ons familie en ons wêreld. En dan lees ons daai stukkie wat vir ons daar geskryf is, en jy sal sien, ek het dit opgelet en dit het gebeur met my sukkel om hierdie blaadjie te doen, want dit is nou nie my grootste skill om so goeders te doen, het ek by die 16de Maart, is nou vandag, het ek sommer vir die Markus 3 vers 20 tot 30 gegee en weer vanmorgen aan. So julle gaan 2 keer doen en mag julle dieper openbaringe kry uit daardie teksgedeelte wanneer julle dit doen. Mag dit so wees dat julle so vaartbelyn raak in die bestudering van God se woord dat julle sommer nuwe goed gaan uithaal wanneer julle die teks lees wat vir julle nou dubbel voorgeskryf is. So vandag lees ons 'n teks wat ons alreeds gedoen het, Markus 2 vers 18 tot 22. En die tema is ons nou, we've got the mind of Christ. Paulus skryf daarvan in 1 Korintiërs 2 vers 16. En in die begin van daai gedeelte praat hy spesifiek en hy sê ja, wie weet wat God dink? Behalwe die Gees van God. So ons kan nie die dieptes van God verstaan as ons nie die Heilige Gees het wat in ons woon en in ons werksaam is en wat deur ons gedagtes werk en aan ons sy woord sigbaar maak en verduidelik nie. Ons kan nie, jy kan hom nie verstaan nie en ons gaan nou 'n bietjie sien wat Jesus daaroor sê. So jy kan alleen die woord van God verstaan, want die Gees van God is die vermoë om God te deurgrond en die Gees van God deur die werking van Christus Jesus woorde in een merk. So ons luister na die Heilige Gees wanneer ons die Bybel lees en hy help ons om insig te kry en te verstaan. Die Heilige Gees help ons ook, want sê die woord van God, ons is geneig om terug te val na ons ou natuur, the old nature, the old way of doing things before Jesus. We like to fall back into that sinful nature of ours. We're still part of this world and in this world, but because we've got the Spirit of God, He teaches us to have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Ons het die denkwyse van Christus. Daarom bid ons elke dag en vra ons, Here, help my vandag, help me today, and renew my mind. Sodat ek vandag met 'n mind van Christus die dag sal ingaan en nie 'n mind van rebellie. En jy sal onthou of 'n mind van wie wat plaas jou naam daar, jou eie naam daar. Dat jy met 'n mind van Christus Jesus jou dag sal ingaan. Ek sê gister vir my kinders, en dit is nie om te boast nie, want die feit weet, dis nie boast nie. Ons het gesê ons vas ook in hierdie tyd en dit is ons gewoonte, broer Michael gereeld vas hy. Dit is ons gewoonte om te vas en te bid en ons sal gesels daaroor. So ons het gesê, kom ons doen soos die Christene van ouds en ons vas ook hierdie tyd van Lent, lydingstyd tot en met die opstanding van Jesus Christus, kom ons doen daai vas. En ek het vir julle gesê, wel wat ek gaan doen is om te probeer om te vas. En ek noem dit probeer om te vas, want dit is onder leiding van die Heilige Gees en die sondige natuur is ons altyd met die ander kant. Om te vas van negatiewe gedagtes. En regtig die vrou wat wil vas van negatiewe gedagtes, struikel elke dag. Ek sukkel my moedeloos. En ek sê vir my kinders, julle ma, vertel van sy wil vas van negatiewe gedagtes en dis al wat ek nou reg kry. Ek doen negatiewe gedagtes en dan moet ek weer vir die Here vra en dan sit ek maar weer op daai perdjie en dan ry ek maar weer die negatiewe gedagtes perdjie. So, as jy soos ek sukkel, ons is saam in die sukkel wat vas aanbetref. As jy kos wil los, onthou jou van sekere kossoorte, veral chocolate, dis baie moeilik. Dis nie maklik nie, is net die Here wat vir ons kan help daarin. So, dit is waarmee ons besig is. We've got the mind of Christ. So wat ons doen elke dag en waar ons Markus lees, is om vir Markus te vra, soos wat hy geskryf het, hoe was Jesus? Wat was Jesus se gedagtes? Net die weet, out of your thoughts you do,
and to talk. So jou gepraat en jou dade kom hier vandaan, hierdie twee werk saam. So jou gedagtes vorm jy goeders, en dan begin jou woorde en jou dade dit volg. So, dis belangrik om te gaan kyk hoe het Jesus, want hy is die beste voorbeeld vir ons, hoe het Jesus geleef, hoe het Jesus sy elke dag ingerig. En daarom gaan ons vandag kyk na hierdie spesifieke gedeelte om te sien hoe het Jesus sy lewe ingerig en hoe kan ons dan volgens sy voorbeeld, hoe kan ons minds, ons denkwyse inrig om soos Jesus te leef. Kom ons lees. Soos Markus 2, daarvan die 18de vers tot en met vers 22. Die opskrif by my is vastyd en feeste. Johannes se disippels en die fariseërs was besig om te vas. Nou, jy sal sien, die ander evangelies skryf van die fariseërs was besig om te vas en die ander een van Johannes se disippels en hulle was die een wat die dispuut gehad het. Maar Markus, wat die bron is, hy is die hoofbron, Markus skryf van beide. Hy sê Johannes se disippels en die fariseërs was besig om te vas. Hulle kom sê toe vir hom, dis ook vir Jesus, waarom vas die disippels van Johannes en die disippels van die fariseërs, maar die disippels vas nie? En Jesus antwoord hulle, die bruilofsgaste kan tog nie vas terwyl die bruidegom by hulle is nie. Solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word. Dan sal hulle vas op daardie dag. Niemand werk 'n ongekrimpte stuk lap op 'n ou kledingstuk vas nie. Anders skeur die nuwe stuk van die ouwe af en word die skeur net groter. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die wyn die leersakke laat oopbars en sowel die wyn as die leersakke sal tot niet gaan. Nee, nuwe wyn in nuwe leersakke. Dan so ver tot daar die woord van die Here. Verskoon my, ek gaan net hier skoonmaak. So broers en susters, ons sien nou hier 'n interessante gebeure. En ek gaan nou nie vra wie wat gesê het en hoe julle dit ervaar nie. Ek sou so graag wou, maar ons gaan nog geleentheid gee vir getuienis. Maar ons sien 'n baie interessante situasie hier. Ons sien van die fariseërs, ons gebruik hulle, ons gaan nou nie verwys na Johannes se disippels spesifiek nie, ons gaan na die fariseërs, ons sien hulle, en dan sien ons Jesus en sy disippels, die twee groepe daar. En wie, kom ons vra eers vir mekaar, wie was die fariseërs? Dit sal help as ons 'n bietjie agterkom, wie was die fariseërs, om beter te verstaan waarom Jesus op hierdie manier reageer. Wie was die fariseërs? En ons gaan nie kyk na wie was die fariseërs volgens ander mense se opinie nie. Ons gaan kyk na wie was die fariseërs volgens Jesus. What was Jesus' thoughts about the Pharisees and the scribes? And the first scripture that we're going to read together to see what his thoughts was is John 8 verse 3. En as jy julle eentjie van daar af, ek gaan so 'n stukkie in die Engels lees en dan gaan ek vir u die Afrikaans daarvan lees, wat ek wil die res daarvan vir u lees. So Johannes 8 vers 3. Goed. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this one woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? En dan in die 6de vers, met verder lees, dit het hulle gesê om hom te doen, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip nagooi.
Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het ook gebly en die vrou daar in die middel. Jesus het reg gekom en vir haar gevra, vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie meer. Jesus sê toe vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan en moet van nou af meer sondig nie. So wie sê Jesus hier vir ons, in sy eie woorde volgens wat Johannes skryf, wie was die Fariseërs? Die Fariseërs was mense wat baie graag 'n ander een veroordeel het. Hulle het baie graag vir iemand anders gekyk en dan het hulle daai persoon gejudge. Dit was die Fariseërs. Die eerste. Dan by die tweede teks wat jy kan saam met my ook daarna toe blaai, ek gaan dit vir u lees in die Engels, Matteus 6 vers 16. Moreover, when ye fast, but not as the hypocrites, of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. So wat sê Jesus hier? Hy sê, hulle is regte hypocrites, hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes, want wat doen hulle? Hulle gaan staan op die straathoeke, hulle gesigte is bleek en hulle wil hê almal moet sien dat hulle vas. Dat hulle nie eet nie. En hulle vertel dit vir almal, sodat almal dit kan hoor. En dan ewe skynheilig probeer hulle daardeur mense beïndruk. En probeer hulle daardeur dat mense hulle sien. En dit is nie vir hulle gegaan oor waaroor die vas gaan nie. Hulle het dit gedoen om gesien te word deur ander mense. Hulle wou graag gehad het dat ander mense aan hulle erkenning gee, dat hulle affirm them, that acknowledge them, en dat ander mense hulle sal guns gee, that they will have favor with people, instead of having favor with God. So die Here Jesus het gesien in hulle harte in wie wat hulle eintlik is. Die derde, wie is die Fariseërs? Matteus 15 vers 1. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. In Mattheus 15 vers 3, that he answered and said unto them, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? So wat was in die derde plek die Fariseërs, het Jesus gesê. Hulle was mense wat ander mense aan hulle eie voorgeskrewe, oorgelewerde gebruike gehou het, maar hulle het self nooit nagekom. So hulle het God het die wet gemaak, en ken die wet, die 20, en dan by die in Levitikus is daar verskillende voorskrifte, maar die Fariseërs en die skrifgeleerdes het nog wette by dit gevoeg. En dan hulle almal dopgehou en gekyk, doen julle hierdie wette. Dit was wie hulle was. Hulle oorgelewerde tradisies het hulle so op die mense afgeforceer, en niemand kon meer in vryheid God aanbid nie, want hulle het gevrees en hulle het angs gehad, hulle het die hele tyd rondgekyk, wanneer doen hulle iets verkeerd. Dis wie Jesus sê, wie die Fariseërs is, wat so ewe kontant hier na Jesus en sy disippels toe aankom, klop wit gepleisterde graf te sê Jesus, skynheilig is, wat self nie die dinge doen wat hulle sê ander moet doen. Dis die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Nou vra mense vir jouself 'n vraag af, wat was hulle issue dan hier met Jesus gewees? Ons lees dit ons nou baie duidelik. Wat was hulle issue? Hulle issue, broers en susters, in die skrif staan daar, was oor die vas. Maar dit was eintlik nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes, sy issue was met Jesus en sy disippels, dat hulle nie die Fariseërs en die skrifgeleerdes se gesag aanvaar.
Dat Jesus hom nie steur aan hulle oorgelewerde gebruike nie. Dat hy daai oorgelewerde gebruike op daai oomblik die vas een kant toe skuif, want hulle vas, maar hy vas nie. En dit was vir hulle 'n geweldige issue. Hulle kon nie glo, how dare Jesus and his disciples, this man, how dare they not fast? En hulle wou beheer hê oor almal, en as gevolg van die feit dat hierdie groep nie vas nie, verloor hulle beheer. So their control was out of their hands, and they didn't like it at all. So I hated Jesus for that. They hated him. That's why they crucified him. Because they hated him. He stood up against them and all their traditions. That's why they crucified Jesus. En Jesus het geweet. Jesus het geweet wie hulle is. Hy het in hulle harte gesien. He knew that they didn't fast to honor God, to ask God to forgive them their sins. They fast because they want people to see them. En as hulle mense sien, kan hulle kontrole oor mense uitoefen, maar dan sê hulle vir mense, julle moet soos ons wees en doen wat ons doen. So Jesus het dit geweet. Nou wil ek vir u, dat ons net gou teruggaan en vir onsself vra, ons het dit die afgelope tyd gesê vir mekaar, wat is vas? Waaroor gaan vas? Sodat ons net kan verstaan waarom Jesus die volgende woorde gebruik, want Jesus antwoord ons nou, ons het het gelees in 2 metafore. Maar wat is vas? Vas het ons mekaar gesê, is 'n tyd van voorbereiding. Jesus het gevas in die woestyn, hy het homself voorberei vir sy bediening, en hy in daai voorbereiding het hy homself, kyk, Jesus is God self, so Jesus het nie sonde gehad nie, maar hy het 'n voorbeeld vir ons kom stel, want ons het 'n probleem met sonde. Hy het 'n voorbeeld vir ons kom stel van, jy vas, jy hou jouself weg van sekere dinge, sodat jy jou liggaam kan dissiplineer. En vas is iets wat God vir ons gee om ons te help, wanneer jy van kos leer vas. As jy byvoorbeeld verskriklik lief is vir lekker eet, en nou moet jy skielik nie meer eet nie, wat doen jy eintlik? Jy leer jou liggaam om nee te sê vir daai kos. Wanneer ons daai het, dan ons vrouens veral, maar die manne weet ek, die like ook, hulle wil allemaal 'n six-pack wys, so hulle paf, hulle die eet ook. Wanneer jy die eet, dan onthou jy jouself, you do not eat that fat chops. Net, lekker vet saak choppie. Jy eet dit nie, want jy weet, dit gaan nie op jou maagspiere gaan sit. En jy weerhou jy daarvan. En wanneer jy vas, weerhou jy jouself van kos. So jy sê, ek gaan nie daai kos eet nie. En terwyl jy daai dissipline aanleer om nee te sê vir kos, weet jy, wat leer jy aan? Jy leer aan om jou liggaam vir jou liggaam se urges nee te sê. En hoe meer jy vaardig daarin raak om vir jou liggaam nee te sê vir al sy desires wat hy het, hoe meer raak jy vaardig om gesonde nee te sê. Dis wat my vas ons help, want gedurende 'n vastyd rou ons oor ons sonde. Jy sonder jou af en jy sê vir die Here, Vader, vergewe my, ek wil ontslae raak van hierdie sonde. En daarom vertel ek vir u, ek sukkel soms met negatiewe gedagtes. Ek sê dit vir u ook openlik. And that is sin. If you allow that. And the only way to get rid of that is to stand before God and ask Him to renew your mind. Renew your mind. So jy kies om vir sonde nee te sê en deur middel van vas leer jy jou liggaam dit. Nou sê Jesus, jy sien hier kom die disippels, hulle wil hom nou vas vra. En wat antwoord Jesus? En hy is so slim. Ons dierbare Here Jesus, hy antwoord met 2 metafore. En daai 2 metafore, waarom dink u, die Bybel skryf daarvan, en ek is doodseker u almal sal vir my die antwoord kan gee. Hoekom gebruik ons Jesus metafore? Hy sê dit, hy sê, hulle wat nie insig het in
woord nie. Vir hulle sal 'n metafoor, 'n gelykenis in die ander taal, 'n gelykenis heeltemal vreemd klink. Hulle sal glad nie kan verstaan nie. Maar vir hulle, wat deur die Gees geïnspireer word, sal 'n gelykenis oopgebreek word. 'n Metafoor sal vir hom bekend raak en hy sal verstaan, hy sal insig kry. So die Fariseërs, hulle fokus is op hulle self, so hulle kan nie hoor wat God sê nie. Nou antwoord Jesus vir hulle en hy gebruik die twee metafore. En ek wil kyk na die eerste metafoor. Hy praat van die bruidegom. Hy sê, hoekom sal daar nou is dit 'n verkeerde plek hier, ek net my teks weer terugkry. Hy sê, die bruilofsgaste kan tog nie vas, terwyl die bruidegom by hulle is nie. Solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word. En daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word. U weet almal self wanneer is hy van hulle weggeneem met die kruisiging. In die Grieks as jy daai lees, dan die woord wat daar gebruik word is om te sê dit is soos 'n uitdrukking van pyn wanneer hy van hulle weggeneem word. 'n Pyn. So alreeds daar het Jesus iets deurgegee van die lyding wat hy gaan deurmaak. Net 'n interessantheid daai. Maar die metafoor wat Jesus gebruik van die bruidegom, en as jy in die Grieks lees, dan praat hy nie van soos ons lees dit hier in die Afrikaans, die bruilofsgaste. Maar in die Grieks gebruik hy die woord wie hoheito nymphon. En dit, dis nou maar Grieks. Children of the bridal room. Children of the bridal room. Bride's chamber. Dit wil sê, hy verwys eintlik na die strooi jonkers en die strooi meisies. In Afrikaans, bridesmaids, en ek moes gister gaan opsoek, toe kan ek onthou wat is nou die bridegroep, die bruidegom se entourage nie. Wat is hulle? Best men eintlik. So daai groepie mense, that group of people in the bride's chamber is a special group of people. So Jesus, en ek wil hê jy moet hoor, Jesus verwys na die mense in die bride's chamber as sy special honored guests. En wie was hulle wat in die bride's chamber was daar? Die disciples. Hy verwys na die disciples en het gesê, waarom sal my disciples, wat my spesiale gaste is, huil en vas, terwyl ek hier by hulle is. Want as die eregas of die bruidegom by hulle is, hoe sal hy vas? Dit sal 'n belediging wees vir die bruidegom. As jy daar sit met 'n lang gesig en jy vas en jy onthou jy van kos terwyl almal moet fees vier, want wanneer die bruidegom daar is, dan vier almal fees. En is almal bly oor die feit dat hy daar is en tussen hulle is en eer hulle hom daarvoor en hy erken hulle as sy geëerde gaste, sy geëerde companions, genote wat saam met hom is. En so 'n companion, broers en susters, is belangrik vir ons om te verstaan hoe so 'n companion optree terwille van ons eie mind of Christ gedagte. Wil ek vir u sê, so 'n companion, wanneer hy saam met die bruidegom is, die disciples nou en ons natuurlik, nee, later, so 'n companion tree op met die nodige dignity, die nodige waardigheid, want die bruidegom is die een wat die aandag moet kry, wat geëer moet word. So their behavior is with dignity, they honor the one that is here with them. Die tweede wat so 'n companion doen,
wanneer hy kyk en sy kyk na die bruidegom, is in subordination to the bridegroom and entire dependence. Totale onderdanigheid en afhanklikheid van die bruidegom. Terwyl hy daar by hulle is daar niks anders in wie se relasie hulle staan. Hulle staan nie in 'n verhouding met die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Hulle staan net in 'n relasie met Jesus Christus, die redder, die lewende God, mensgeworde God. So hulle is net aan hom alleen onderdanig. Hulle is nie nodig om onderdanig te wees aan die oorgelewerde gebruike van die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie, maar aan Jesus. En hulle is net van hom afhanklik om hulle te red. Die laaste van so 'n geëerde genoot, or a honored companion, is their duties and responsibilities. And they do it in waiting and thankfulness. In afwagting en dankbaarheid neem hulle take waar. Ons weet mos nou wat doen so 'n groepie mensies wanneer hulle deur die Here nou uitgeroep word. So hier sê Jesus vir hulle, maar hierdie mense, die bruidegom is hier. Hulle gaan nie nou vas nie. Hulle gaan nie nou lank gesigte hê nie. Hulle gaan fees vier. Hulle gaan 'n tyd saam met die bruidegom spandeer. En dan doen Jesus die volgende ding. Hy gaan oor na nog 'n metafoor. And the moment that he uses this metaphor, oorgenigtig, ek wil vir julle sê, broers en susters, hy het op die tone van die Fariseërs en die skrifgeleerdes getrap. Hulle kon dit nie verdra nie. Want hulle kon hom in elk geval nie verdra nie. Hy sê ja, 'n mens kan nie wyn, of kom ek lees dit, want ek is nou by die wyn gedeelte. Jy kan nie 'n ongekrimpte stuk lap op 'n ou kledingstuk vaswerk nie. Anders steur die nuwe stuk van die oue af en word die skeur net groter. So jy kan nie 'n nuwe stuk lap op 'n ou stuk lap vaswerk nie. En dan vat hy dit verder en hy sê, en jy kan nie nuwe wyn in ou leersakke gooi nie, want daai nuwe wyn sal die ou leersakke laat oopbars, en sowel die wyn as die leersakke sal tot niet gaan. Die wyn, die pragtige lieflike wyn, rooi en mooi in hoe hy lyk, vir die wat hou van rooi wyn, en die wit wyn, beautiful en groen of geel en al die geure van, dis wat my dokter altyd sê, wat is dit, knoffel, kojaal en vrugte en wat jy my dokter het geswat vir dit, so moet nou nie streem nie, sy, dis kom sy dit weet. Die punt is, die Here sê, as gevolg van die feit dat jy nuwe wyn in ou leersakke gooi, sal die nuwe wyn daai ou leersakke laat oopbars en die nuwe wyn sal uitvloei. So wat doen Jesus hierso? Jesus sê vir hulle, eintlik, dis 'n nuwe dispensasie, Fariseërs en skrifgeleerdes. Dis 'n nuwe tydvak. Dis 'n tyd van die bruidegom, dis 'n tyd van Jesus. Die redder het gekom. Your time is gone. Fariseërs en skrifgeleerdes, julle dispensasie is uitgedien met julle oorgelewerde gebruike. Dis verby. Daar's 'n nuwe tydvak wat aanbreek. En jy kan nie die ou tradisies, jy kan nie die ou tradisies wil in meng met 'n nuwe tradisie nie. Iets gaan gebeur. En wat hy daar sê is die wyn gaan uitval. Die nuwe rekrute, die nuwe gelowiges gaan nie kan aanpas by die ou oorgelewerde gebruike nie. Dis wat Jesus sê. Hy sê hierdie disippels van my gaan nie kan aanpas by hoe julle dinge doen nie, want hulle kyk na God en hulle sien hom soos ek vir hulle dit leer. Julle harte is vrot van binne, julle wil God nie dien nie. En julle oorgelewerde gebruike onderdruk die geloof van gelowiges. Julle is die oorsaak
dat die volk, en dit is so, die Fariseërs en skrifgeleerdes in daai tyd was die oorsaak, dat die volk God nie meer geken het nie, want hulle het self God nie geken nie. En Jesus vat hulle en hy sê vir hulle, dit wat julle altyd aangehang het, is verby. Dis 'n nuwe tyd, 'n nuwe tyd van. Die vraag hier, as ons dink aan the mind of Christ, vir onsself as gelowiges, hoe pas ek op my eie lewe hierdie klip? Hoe pas ek wat Jesus hier gesê het op my eie lewe? Die eerste, en ek weet, op die tyd, toe ek voorberei het, dis wat altyd my gebeur, dan dink ek kan nie weer gaan preek nie, want ek se grootste Fariseer. Ek sien die kans vir die storie nie, want kyk my, iets van my nou gevlog, tot op die grond, en dis feite. 'n mens moet jouself ondersoek. Jy moenie doen wat die Fariseërs en skrifgeleerdes gedoen het, hulle het ander mense ondersoek, in plaas van om na hulle self te kyk. So dis belangrik as ons hier sit, en ons vra vir onsself, en ons pas toe, dink aan jouself, jou lewe, want 'n Fariseer, en vra jouself, is ek miskien, am I maybe a Pharisee in my own house, between my own family? Am I maybe a Pharisee in my own workplace? Am I maybe a Pharisee in my own area where I stay, in the community I stay in? Jy moet jouself daai vraag afvra, en jy self sal 'n antwoord by die Heilige Gees kry. As dit daarop is, daar's 'n man wat geskryf het, sit van 'n staak, hy sê, a common evil, that men are very much more troubled about setting others right in their living than about correcting their own. Koesel het geskryf, the busybody begins by talking about others and comes afterwards to himself but makes the best of his own case. Skinnering, or nie skinnering, that skinnering thing. All men not alike. It is spiritual pride when, geestelike hoogmoed, in matters which God has left to our freedom, people try to make others regulate themselves by their rules. Nie by hulle eie reels nie, maar by hierdie skynheilige se reels. What benefits one man's soul may harm another's. Na aanleiding van die boodskap en hierdie, wil ek vir u vra, waar dink u, en vir myself, waar staan ons? Of toon my lewe die karaktertrekke van die geëerde genote van die bruidegom? Die geëerde genote van die bruidegom het dignity getoon. Of toon dignity, waardigheid. Ek is waardig om 'n geëerde genoot te wees, 'n honored companion of Jesus. Toon karaktertrek van onderdanigheid en afhanklikheid. Toon 'n karaktertrek van behulpsaamheid om to take up the duties and responsibilities of who you are. Is jy daai honored companion? Jesus skryf van ons, sy kinders, ons wat glo, we've got the mind of Christ. Jesus skryf, en dan sê hy, ek moet my boekie kry. Hulle wat verkies is, they who are chosen, receive the knowledge. Ons is hier vanoggend saam, ons is gekies, die Here kies jou. Hy het geklop by jou deur en jy het geantwoord. And the mind of Christ will be to understand that you are chosen, and that you are different from the Pharisees and the scribes, and that you've got the knowledge. It's in your mind. God renews your mind each day. Johannes 15 vers 16.
You have not chosen me, dis Jesus wat praat, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Is ons, en leef ons in die mind of Christ. 2 Corinthians 4 verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. En net die kinders van die Here het hierdie vermoë, to see the light and have the knowledge. And gain knowledge. Dis 'n belangrike ding, hoe meer en langer ons in ons verhouding met hom staan. Omdat ons gekies is, because we are chosen, we are heirs. Do we prefer to be Pharisees and scribes who look at others rather than ourselves, or do we prefer to be heirs of God? Romans 8 verse 17, and if children then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together with Him. En die laaste, ons is geroep, nie net om erfgename te wees nie, but to be equals. En dit klink verskriklik, hoe gaan ek equal aan Jesus Christus wees? Jesus homself sê, Johannes 15 vers 14, you are my friends, if you do whatsoever I command you. 15 verse 15, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Die vraag wat ons vir onsself moet vra. Wie is ek op hierdie oomblik? Waar is my mind? Onderwerp ek myself aan Christus? Am I part of the bride's chamber? Of is ek, laat ek my vlees toe, my sondige natuur om my lewe te regeer? That's a good question that we have to ask. Am I like the Pharisees who try to fool God, but have people that likes us? Ek gee die spaar om na te dink. Die wanneer Jesus aan U leen, kom al die lof, die eer en die aanbidding toe. Ons buig onsself nederig voor U, Here, in afhanklikheid van U. En vra, Vader, vergewe ons, as ons toelaat, dat ons lewe soms eerder neig na farisisme, as wat dit onderworpe is aan U. Help ons, Here. U sê, Paulus sê dit ook, Here, U seun het geskryf, Paulus het geskryf, en gesê, Here, wat ek nie wil doen, dit doen ek. Maar dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Ons wil sê, God, soos Paulus sê, God dank vir U, Here Jesus Christus, wat in ons en deur ons werk, deur die Gees, wat ons kom oortuig, wat ons help, wat vir ons rigting gee. Here, help ons om
elke dag net onsself te ondersoek, na ons eie lewe te kyk, daaroor 'n vraagteken te hê, dat ons nie ander sal oordeel en veroordeel nie, en dat ons na U toe sal buig en aanbidding en U sal eerder verheerlik met ons gedagtes gerig op U. Verheerlik U self, Here. Ons voor U bring al die mense in ons gemeente wat siek is, Here, kan Maureen Kipdou, kan Maureen Lambert, Vader. Ons dink aan Suster Linda Hendriks, Suster Gertrude. Ons dink aan Suster Eenlyn se hele familie, haar man Hector, Dyn en Clinton en die ander kleinkinders, die hele familie saam met hulle, en die verlies van hulle ma, hulle vrou, hulle oom, hulle vrienden. Hoe bid vir ons land, Here. U sê ons moet ons regering voor U bring. En daarom bid ons vir ons regering. Ons bid, Here, asseblief, dat U naam sal het geheilig word in hierdie regering. Dat U wil sal geskied, Vader, soos wat U het vir Suid-Afrika bedoel het, so hier op die aarde in ons land. So bid vir ons wêreld, Here. Die samesprekings wat al gehou moet word en om weer rustigheid te kry tussen Oekraïne en Rusland, Here, en op hierdie stadium moet Putin weer na harde kop trek. Ons bid, Here, dat U asseblief, soos wat U besig is om in te gryp, dat U met U kragtige hand sal ingryp, Vader. En dat U vir al die lande sal moed gee om op te staan en sterk te staan, want hierdie oorlog moet einde kry. En Vader, wat ook al daar tussen Israel en Hamas aangaan, daar is soveel verskillende gedagtes, Here, gelowiges wat eintlik onder mekaar begin veg oor dinge wat daar aangaan. Laat U naam geheilig word, Here, laat U wil geskied, tot eer van U naam daar in Israel en in daai gebied, Here. Ons dank U, Vader, dat U vir ons goed is, en dat ons kan bid tot U. Ons dink spesifiek vanoggend aan Mitchells Plain, Here. U het die hart van ons susters gehoor en hulle bekommernis oor Mitchells Plain. Ons bid, Here, dat U, Here, U daai polisieboofde wat daar is, Vader, dat U hulle sal aanspreek en hulle harte sal aanraak om te draai van waarmee hulle besig is op hierdie stadium, sodat hulle die gemeenskap in hulle harte sal hê, die gemeenskap in hulle harte sal draai, eerder as hulle eie belange op die harte dra, Here. Asseblief ons pleit by U, Vader, sodat daar hierdie geweld en hierdie verskriklike bende dinge wat daar aangaan, Vader, dat dit 'n einde sal kry in Mitchells Plain, Vader. U weet van die ou seentjie wat deur daardie jong man verkragt is. Ons wil bid vir daai kind, Here. Ons bid vir die ouers dat hulle tot erkenning sal kom, dat hulle oë sal oopgaan en dat hulle sal sien wat het hulle gedoen, Here. Ons staan op teen die Satan in die naam van Jesus wat werk weer sulke goed. Ons wil jou werking bind, Satan, in die gebiede, en veral Mitchells Plain, deur bendes en hulle ontevredenheid met mekaar. Here, wil U vrede bring asseblief, Here, en dankie vir die vrede wat op hierdie stadium in Hanover Park en daai areas is, Here. Wil U gee dat dit 'n permanente vrede sal kom, asseblief, Here, dat daardie mense en gelowiges en almal wat daar woon, rustigheid sal hê, soos wat U bedoel vir ons in ons land. Ons vra dit alles, Here, ons bid vir U genade. Ons U genade in die Weskaap, Here, ons dink aan hoe die verkeer is, Vader, daar is 'n groot, te veel verkeer op ons paaie, Here, wat veroorsaak dat mense nie by hulle werk kan kom nie. Wat veroorsaak dat mense onder spanning is, Here. Asseblief, Vader, wil U vir diegene wat hier regeer in hierdie provinsie, Here, dat wil U vir hulle wysheid gee oor hoe hulle die paaie kan maak, spesifiek hier rondom die stad, Here, om verkeer te reguleer. Ons pleit dit alles by U, Vader, ons het U hulp nodig. Ons is afhanklik van U. Ons as gemeente is afhanklik van U.
Ons is afhanklik dat U vir ons, Vader, sal lei en ons sal leer van U, Here Jesus, dat ons sal doen wat U wil doen, dat ons as gemeente sal kan doen, dit waarvoor U Sint Stevens gestuur het, Here. U sê, U woord teen onverrigte sake terug, en U dit doen wat U gedoen wil hê. Dit bring tot stand, Here, U het hierdie gemeente in die lewe geroep, U stem het hierdie gemeente geroep, Vader. Dit is U wil dat hierdie gemeente bestaan, dat hierdie gemeente doen waarvoor U die gemeente geroep het. Lei ons in U naam en lei ons in gehoorsaamheid agter U aan, Vader, tot eer van U heilige naam. Ons dank U vir die liefde, Here, dankie dat U goed is vir ons, dankie dat ons hier saam in U teenwoordigheid kon aanbid. Dankie vir hulle wat verjaar, Here, aan die Natalie wat 97 is, wat 'n voorreg, Here, wat 'n voorreg om haar te ken, wat 'n voorbeeld is sy vir ons, seën haar asseblief ons sê, Here, seën haar nog baie jare, haar en haar kinders, Here, is so lief vir haar. Dankie vir die voorreg, Here, dankie, Here, vir ons liefde tannie Aris, Vader, dankie dat U vir haar so gesond hou. Ons dankie vir U genade in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Dus en susters, daar is 'n geleentheid vir ons opgave. En die lied wat ons aanbiddingsspan vir ons gaan sing, is spesiaal sodat U die lied kan leer. Ons wil baie graag hierdie lied ook in die gemeente sing. Hulle gaan net so inleiding kan sing, hulle gaan nie alles kan sing nie, maar probeer om saam met hulle so lang te sing. Ek weet seker U het al iets opgetel. Die tweede kollekte is vir altyd 'n tooi. Nie die persoon altyd 'n tooi nie, dis altyd 'n tooi te huis. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, holy silence. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Dankie julle, baie dankie. Jammer dat ek julle moet kort neem, ek voel onbeskof dat ek dit moet doen, maar ek weet hulle verstaan. Broers en susters, kom ons sê vir die Here baie dankie ook vir die offergawe. Here, ons het ook baie dankie dat ons die voorreg het om te kan gee dat U vir ons in staat stel. Ons steun U daarvoor, Here. Ons kom staan op U woord in Maleagi waar U vir ons sê, julle kan my toets. Gee julle tiendes en julle offergawes en kyk of ek nie die sluise van die hemel vir julle oopmaak. Here, U self sê, as ons getrou gee, dan sal U ons in oorvloed sien. Ons staan op die woord en ons sê vir U dankie, Here, dat ons U kan glo, dat U vir ons in die oorvloed sorg en sal versorg, totdat U kom, Here Jesus. Dankie vir alles wat U vir ons doen, in Jesus naam. Amen. Broers en susters, net 'n paar afkondigings en dan gaan ons afsluit met die Here is my herder. Ek wil, Moira, sal jy by die orgel reg staan, ons moet dit aan die Natalie en vir almal wat verjaar sing. Ek het reeds vir U, terwyl ek gebid het, genoem, Suster Elaine Miller, sy is in die week oorlede, Hector, Clinton, Hein, en al die kinders, kleinkinders, ons is so jammer en ons harte en gebede, harte gaan uit saam met julle en ons gebede is by julle. Mag die Here se Gees julle regtig versterk en julle vertroos, broers en susters, gee asseblief vir ons broers en susters ondersteuning in die tyd van hulle rou en hartseer. Die begrafnis is komende Saterdag uit Lansdowne en die graag wil bywoon, skakel vir my en ek sal vir u die adres gee. Broer Abitron, vir gebed asseblief, Suster Gertrude Vester, Suster Linda Hendriks, dan die Mary Small, is dan nog iemand as ek uitgelaat het, broers en susters, en Michael Jones, dankie. Broer Michael Jones, bid asseblief broers en susters, ernstig vir ons broers en susters in die Here Jesus. Dan die Sondagskool, I just want you guys to you did get your pamphlet uit Asori, Michael Adams. Bid vir broer Michael Jones sommer saam, net omdat ons kan, maar broer, dis nie die brein wat nou nie saamwerk nie. Ek het nou geskryf vir Elton sê vir hom, jy moet wel later, want my brein is gevries na preek. Maar ek niks meer onthou nie. Maar die Sondagskool, back to Sunday school. The Sunday school, remember, we've got our Sunday school schedule. I did give it to you. It's important that you make a note. The 28th of March is the only Sunday the school closed, and the only Sunday school day in April is the 13th of March. Please remember that. Maar kyk op julle skedule, dit staan tog ons nou daar. Dan ons verjaarsdag, dis die belangrikste. Dan die Natalie verjaar vandag. En ons is so bly Tannie is so baie geluk met liefste Tannie. Baie geluk aan Tannie. Samantha sy verjaar ook vandag. Dan ons gaan nou vir Tannie sing. Ellen Miller verjaar die 17 is Ellen hier. Dan 'n baie geluk aan haar. Desmond Fortuin, sy verjaar dan die 18de Maart. Suster Cynthia Walter, die 21ste Maart. En Julia, ek sien sy het vanoggend die Julia Williams, die 22ste. Almal van hulle baie geluk, maar spesiale woord van geluk aan ons en dit aan die Natalie. Kom ons sing vir haar. Happy birthday to
Baie geluk. Kom, ons sluit af, broers en susters, met die Here is my herder. Ontvang sy seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.